een van ons land se mees gerespekteerde, mees diverse, veelsidige kunstenaars. Hy's 'n skrywer, hy's 'n regisseur, hy's 'n akteur, TV, teater en dan aan die ander kant ook sommer net my broeder van 'n ander moeder. Hallo Errol. Hallo Alex. Ek bedoel Christo. Hoe gaan dit? Goed en jy? Nee, lekker. Dit was 9 jaar gelede, né? Ja, maar ek moes daar ingooi want jy weet dit gebeur nog steeds. Onthou jy destyds toe dit was ek en jy, Charlene City Richards, Crystal Donna Roberts, Brendan Daniels, ons wou gaan kostuums koop vir Senior in die Suburbs. Toe maak ons die fout om in Kaapstad in 'n winkelsentrum in 'n klerewinkel met julle lotte in te stap. Ek dink ons was vir 3 ure daar, ons het nie een kledingstuk gekoop nie want julle het net die hele tyd gepous vir foutief. So Errol gaan nou maar met jou bly. Dit is seker maar een van daai dinge, ja. Ja. Maar as jy veel wat ek aan kan doen, nee, ek is dankbaar daarvoor. Okay, gebruik dit maar terwyl jy kan. Solank dit hou. Christo, kom ons gesels oor Laitie met die Biscuits. Sien jy dit premier nou by Aardklop? Sien jy Laitie met die Biscuits amper as 'n opvolg van jou bekroonde werk Queenie tematies en dan ook omdat jy, ek dink 4 jaar laas wat jy 'n oorspronklike groot nuwe teaterwerk geskryf het? Ja, dit is definitief tematies baie dieselfde. Omdat dit handel spesifiek oor die mense waaroor ons nooit praat nie. Dieselfde soos met Queenie, waar dit 'n groep bergies was wat nie kon stem nie, omdat hulle nie 'n proof of address het nie. In hierdie geval gaan dit meer oor mense met geestesgestremdheid vir wie ons jammer voel, maar dis die meeste. Right? Dit is waar dit basies stop. Dit is, ai jene, ek is so jammer. Maar wat is die daadwerklike situasie waarin iemand soos dit homself bevind? En wat is die gemeenskap se verantwoordelikheid teenoor so 'n persoon? Ja. Maar dis geweldige, soos met Queenie was dit nou haweloses. Laitie met die Biscuits is oor persone met gestremthede en daar's ook nog korrupsie, polisie korrupsie by betrokke. Geweldige ernstige temas, maar jy het 'n baie spesifieke, unieke stem as skrywer. Jy kry dit reg. Dis die mense huil, maar hulle lag. Is dit jou wenresep om werk toeganklik te maak, ernstige temas? Kyk, daar is baie hartseer in die wêreld en ons almal huil oor dieselfde ding, maar ons almal lag nie noodwendig oor dieselfde ding nie. Maar as 'n mens gehoor kan kry om 'n spieël op te hou waarin hulle self kan sien en partykeer is iets so ernstig, jy kan nie help om maar voor te lag nie. Right, dit tap ook in die menslikheid van die karakters. Baie keer sien ons 'n situasie waarmee ons onsself baie keer so kan vereenselwig, dis snaaks. Ja. Right, want jy kan sien, o, dis iets wat ek sou gedoen het of o, dis iets wat my ma sou gedoen het. En in daai hele opset van skryf vir my is dit baie belangrik, alhoewel dit ernstige temas is daar ook 'n baie groot en sterk entertainment value wat jy na enige teaterproduksie toe wil bring. En dit is wat ek altyd probeer doen as ek skryf en ek probeer dit nie as prins doen nie. Ek probeer nie as prins skryf en gaan maar hulle gaan lag nie. Partykeer lag mense vir dinge op 'n verhoog wat ek gaan maar ek het nie geweet hulle gaan daar lag nie. Ja, ja. You know. Ons het byvoorbeeld toe ons my seuns gedoen het, het ek gedink, ja nee, hier sit ek met 'n sterk drama. Kyk vir my. You know, en mense het baie van die Sandra Prinsloo het haar mond oopgemaak, dan lag die mense. Ja. You know, terwyl jy dit nie so bedoel het. Bedoel dit noodwendig nie, maar ek dink dit het te doen met die menslikheid wat ek in elke karakter probeer inburger, sodat dit mense is met wie, soos ek gesê het, mense is met wie 'n gehoor kan vereenselwig, want dit is tog baie belangrik vir enige produksie of enige toneelstuk wat opgevoer word om 'n sekere mate van realiteit te behou. Right, om 'n sekere mate van die waarheid aan 'n gehoor oor te dra. Om ons te laat dink oor ons eie besluite wat ons neem. Ja. Want die rede hoekom ek skryf is omdat ek vrae het. Daar's nou presies, dis wat ek vir jou wou vra. Jy hou daarvan om, soos jy gesê het, 'n stem vir die stemloses of vir die gemarginaliseerdes te wees. Maar dink jy nie dit is eintlik tot 'n mate ook in die era en die tydperk waarin ons nou lewe in Suid-Afrika spesifiek as 'n samelewing. En met die, kom ons sê nou maar,
cultural appropriation en korrupsie om hierdie temas aan te pak. Dink jy daar is net sekere mense wat die reg het om sekere stories te vertel of sekere vrae te vra? Nee. As dit wel so is, then we all doing the wrong job. Dan is almal in die verkeerde werk, want 'n storie is 'n storie. 'n Storie word uit verskillende perspektiewe uitvertel. En dit is wat ons, in my opinie, wat ek baie waardeer, is wie bereid is om my storie te vertel, wie bereid is om 'n sekere vraag te stel. Daar is vrae wat gestel moet word waarvoor baie mense bang is. Ja. You know, mense is bang vir baie dinge. Lady met die Biscuits het 'n groot tema wat handel rondom polisie korrupsie. You know, en die mag wat die polisie het en hoe hulle daai mag misbruik in baie gevalle. Daar is duisende Suid-Afrikaners wat al deur is. Ek is al deur meer as een keer in my lewe wat ek gedink het, ja, as daai polisieman nou nie 'n gun gehad het nie, dan sou hierdie storie nou heeltemal anders uitgewerk het. Ja. Right? En daar's 'n vraag wat ek het nie altyd antwoorde vir die vraag nie. Dis hoekom ek daaroor skryf, right? Om te hoor, om waar te neem en te luister. Wat is ander mense se opinies daaroor? Ek wil vir jou vra, want jy dra die stuk Lady met die Biscuit, sê jy is geïnspireer deur die tragiese afsterwe van Nathaniel Julius, wat 'n Down-sindroom seun was, wat na bewering, ons sê nou maar so, want die saak is nog hangend, sover ek weet, deur die polisie doodgeskiet is. Ja, sê eers vir my, dink jy dit is belangrik in die eerste plek om dit aan te pak, en dan is dit dalk ook waghalsig? Want toe ons hierdie proses aangepak het en begin aanpak het, was ons tog bietjie senuweeagtig om mense met gestremdhede dalk verkeerd uit te beeld. En op die ouend het ons besluit om saam met die wonderlike Forest School te werk as konsultante, sodat ons nie die pad byste raak nie. Hoe waardevol sien jy daai insette en hoe belangrik dink jy is dit? Kyk, in 2020 toe Nathaniel Julius doodgeskiet is, kon ek dit nie glo nie. Ek kan dit nog steeds nie glo nie. Die ander ding van hierdie lady natuurlik is hy wil eendag 'n polisieman word, right? So daar's al daai aspekte wat rondom dit hang. En is dit 'n waghalsige produksie? As dit nie waghalsig is nie, hoekom doen ons dit? Ook waar. As dit ons nie self uitgedaag word as kunstenaars, nee, as ons jouself uitdaag om goed te doen nie, dan hoekom doen ons dit? Die storie is wel geïnspireer deur die lewe van Nathaniel Julius, en sy noodlottige einde, maar dit gaan oor die breër spektrum van mense met 'n geestesgestremdheid. Nie net mense met geestesgestremdheid, 'n fisiese gestremdheid, iemand wat doof is, iemand wat blind is. Daai mense het challenges wat ons nie noodwendig sien elke dag nie. Is challenges wat ons nie noodwendig verstaan nie. Hoe voel dit om so 'n persoon te wees? Nog meer, hoe voel dit om so 'n persoon se ouer te wees? Ja. Hoe voel dit om elke dag uitgedaag te word met al hierdie dinge, en partykeer terwyl ek besig is om te skryf, dink ek die hele tyd aan hierdie karakter se ma, hierdie karakter wat ek nou geskep het se ma, en wat is haar reis, wat is haar journey, wat is haar seer? You know, is haar 'n oomblik wat sy terugkyk en by haarself dink, Here, wat het ek dan verkeerd gedoen? En sy is nie die enigste ouer, daar is duisende van daai ouers daar buitekant met kinders wat gestremdhede het, wat baie keer is ek seker deur dieselfde ding gaan. O ja, hier sit een voor jou. Ja, maar so die Forest Town skool en die insaag wat hulle gehad het, en ek sal altyd baie dankbaar wees vir daai groep mense daar, vir die leiding wat hulle ons gegee het, en die 3 belangrike dinge wat ek altyd sal aan vashou, is dat iemand in daai situasie het 3 dinge wat hy soek. Liefde, om liefde te gee, om liefgehad te word en om te behoort. Ja. You know, en dit is so 'n classic example vir my, want dit is nie it crosses the boundary Dit is van eintlik maar ek en gestremdheid. jy. Dis mense. Dis net mense. Dis wat mense nodig het, Ja. you know, en om 'n spieël op te hou en te sê, maar kyk daar. Ja. Wat het jy rondom hierdie situasie gedoen? Wat doen jy rondom so 'n situasie? Dit is nie om te sê dat ek skryf vir toneelstuks dat jy moet uit jou comfort zone uitklim en elke gestremde mens gaan help in die wêreld nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die einddoel daarvan is altyd om jou anders te laat dink daaroor. Ja. So die volgende keer as jy weer daai persoon sien, onthou. Die volgende keer as jy weer daai persoon en sy ma sien, voor die persoon jou begin irriteer want hy staan te lank voor jou in die queue of hy kan nie sy mind opmaak oor wat hy wil hê nie, dink 'n bietjie. Ek hoor jou. Christel, ons moet afsluit, so ek gaan op 'n ligter punt afsluit.
Van hierdie ernstige tema af. Wat in die tyd wat ek en jy saamwerk, ons werk baie gereeld saam en baie lekker saam. Maar wanneer ons op akteurs besluit, ek en jy, wie dink jy cast die beste? Jy of ek? Man, kan ons dit begin deur te sê, my idees is nie altyd verkeerd nie. Maar in hierdie geval gaan ek dan daai pluimpie daar in jou hoed moet steek en sê dat jy is in baie gevalle is jou keuses beter. As dit kom by akteurs en om 'n rolverdeling met mekaar te sit. Ek sê weer, dis nie noodwendig dat myne verkeerd is nie. Dis net dat dis net dat partykeer is 'n derde oog baie beter. Maar daar's ander mense, dis 'n loyaliteit ding aan die een kant, maar ek dink ook daar's vir jou 'n veiligheidsnet om saam met sekere mense te werk. Jy verkies 'n baie spesifieke span mense. Byvoorbeeld Mariska, wat jou kostuums doen of verkieslik jou verhoogbestuurder is. Is dit vir jou 'n vangnet, laat dit jou veiliger voel? Ja, iemand soos Mariska Meyer haal 60% van die stres van jou af. Ek dink jy baie mense daar buitekant en ek sê is ook nie die publiek se of die gehoor se verantwoordelikheid of se om te weet nie. Maar 'n verhoogbestuurder speel 'n vital rol in die hele proses van 'n regisseur. En as daai verhoogbestuurder en daai regisseur nie mekaar verstaan nie, dan gaan daai proses kan baie onplesierig, baie vinnig net so draai. Ja. Right, want jy moet ook in ag neem dat die regisseur moet die verhoogbestuurder so baie vertrou dat hy sy produksie kan oorhandig. Right, aan 'n verhoogbestuurder en vir my met iemand soos Mariska Meyer saam wie ek nou al werk vanaf Jesus se baba is. As dit net vir my, dit laat my veilig voel, maar dit is dieselfde soos met akteurs ook. Ek hou byvoorbeeld van om so met Brendan Daniels te werk, want net soos veel as wat ek hom uitdaag, daag hy my uit. Ja, inderdaad. As ek daag hom uit as 'n akteur en hy daag my uit as regisseur. So dit maak hy proses baie lekker. Christo, in al die jare wat ons saamwerk, weer eens, wat is die ding van my wat jy die mees gereelde by my hoor en wat jou die meeste irriteer? Waar's my teks? Goed, en laastens, ek en jy was iewers heen op pad. Ek kan nie onthou nie, miskien Bloemfontein toe of iets in 'n kar. En ons was op pad met 'n produksie en ons moes aftrek by 'n garage. En ons wou ietsie kry om te eet. En jy het ontsettend baie gesukkel om 'n baie moeilike akademiese dokument getiteld Die Wimpy spyskaart te ontleed en te kon bestel. Wat was my woorde aan jou? Maak op jou mind. Is ie? Ek het gesê dis ook maar goed. Jy's famous. Want jy's nie baie slim nie. Dit is maar goed jy's famous want jy's nie baie slim nie. Ja, dit hoor ek ook gereeld. En baie dankie Christo dat jy kom kuier het. Dit is Christo Davids op pad met sy produksie Laaitie met die Biscuits na Momentum Beleggings Aardklop 24 tot 29 September. Ons doen dit in samewerking met die Markteater waaroor ons bitter dankbaar is. Volg ons op ons webblad, sosiale media en koop jou kaartjies nou by Ticketpro.